Goeienaand en baie welkom by nog 'n aflewering van Praag TV. As jy nog nie so gemaak het nie, teken gerus op die kanaal in deur hieronder op die blou Praag blokkie te klik en daar kan jy inteken. Nou vanaand se aflewering is getitel Die 28 leuns van Max de Pre, want sopas het Max, die nimmerlike mal Max, soos hulle hom ook noem, 'n artikel gepubliseer in die Londense Guardian, daardie linkse Britse smeerkoerant wat al male sonder taal die mees ekstreme boerehaat artikels gedra het. Onder andere, jy weet, daar was mos 'n ou Springbok rugby speler wat gevra het om van kamer te verander en toe is hy van rasisme beskuldig en dit het alles plaasgevind in die Guardian. Daar was ook 'n ander artikel in die Guardian wat gehandel het oor 'n jong Engelsman wat wapens oor die Namibiese grens gesmokkel het, wat uiteindelik bestem was om burgerlikes dood te skiet in die swart woonbuurtes van Suid-Afrika, en hulle het sodoende 40 ton Oos-Europese wapens na Suid-Afrika gesmokkel. En vir die Guardian was dit 'n fantastiese ding om te doen, jy weet, om 'n klomp konservatiewe swart mense in Suid-Afrika te kom afmaai met AK-47's. Nou ek is aldag, verwonder my soms in Max de Pre, want ek vermoed dat hy self eintlik bande met die Britse geheime diens moet hê of iets, want anders waarom sal die Guardian vir Max de Pre vra om 'n artikel in hul koerant, of in hierdie geval ja, online te publiseer, maar dit is nog steeds 'n gedrukte koerant in Brittanje, sover ek verstaan. Maar voordat ons aangaan om te kyk na die 28 leuns van Max de Pre wat hy in die Londense Guardian verkondig, wil ek jy net weer attent maak op ons boek wat so 2 maande gelede verskyn het, Hart van Duisternis, deur Joseph Conrad, vertaal deur Francie Phillips in Afrikaans. Werklik jy moeite werd om te lees, en dit verbly my om te sien dat so tripsgewys kom die bestellings daarvoor in, en ons voer dit binne 24 uur uit. Is regtig 'n ou mooi boekie om op jou rak te hê en selfs eendag vir jou kinders te gee, want dit is 'n teks wat gelees moet word om 'n mens bietjie insig te gee in daardie verborge aspekte van Afrika. En gepraat van verborge aspekte van Afrika of minder verborge aspekte selfs, as ons nou dink aan die geweld wat hom na die sogenaamde dekolonisering van Afrika afgespeel het. Trouwens ja, ek sal die skakel na die boek hieronder in die beskrywing soos gewoonlik van hierdie video plaas. Ek sal ook, daarmee saam 'n ander skakel plaas na die rolprent, dis waarna ek nou wou verwys, die rolprent Afrika Adieu. Dis soms vir sommige mense omstrede, maar dit is een van die beste dokumentêre rolprente wat daar ooit oor Afrika gemaak is, deur 2 Italianers, so in die vroeë 60er jare, en hulle het die geweld van die Mau Mau in Kenia, as ook die Kongo, en daar was ook 'n massamoord van 5000 Arabiese handelaars op die eiland van Zanzibar, wat hulle alles op film vasgevang het. Hulle het self byna omgekom in hulle ekspedisie met die kamera hier in Afrika. En die rolprent was vir jare lank nie oral verkrygbaar nie, maar die kopiereg daarop het eintlik verstryk in Suid-Afrika. Nie in alle lande nie, maar in ons land wel. En daarom het ons dit opgelaai op ons Engelse kanaal, op Free West Media. Ek sal die skakel hieronder in die beskrywing plaas. Dan kan jy, dit is 'n hele 2 ure lank, maar dit is iets wat jy oor die naweek
lekker kan agteroor sit en bietjie kan bekyk. En daar sal jy baie dinge herken wat hulle tans in Suid-Afrika afspeel. Veral die geweld, en natuurlik dat geweld 'n manier is ook om vir bates en veral grond te bekom. Ons gaan nog baie praat oor grondgryp en al sulke sake op hierdie kanaal. Maar terug dan by Max de Pre, die kranksinnige man, die mal Max. Nou, ek het 28 leuns getel in sy artikel. Ek sal dit hier vir u wys en en ek is regtig beïndruk met hierdie groot Amerikaanse maatskappye soos Google en Facebook en so meer. Hulle hou Afrikaans mooi vir ons aan die gang, want ek kon dit nie op Firefox regkry nie, maar op Google Chrome kan jy eenvoudig net vir Chrome sê, vertaal die artikel, en dan vertaal hy die hele ding, in Afrikaans vanuit Engels, en hier is dit nou. Daar is die artikel, soos jy kan sien in die Guardian, en hy praat nou Afrikaans met ons. En die opskrif is, as wit Afrikaner kan ek nou asiel eis in Trump se Amerika. Wat 'n absurditeit. Max de Pre. En dan is daar die subopskrif daar, ons is nie slagoffers nie. Daar is geen volksmoord nie. Hierdie retoriek wys dat die Amerikaanse administrasie nie my florerende land verstaan nie. Nou let daarop, Suid-Afrika is 'n land wat floreer. Sien u dit rondom u? Nee, hoegenaamd nie. Ons ekonomie stagneer ons, die infrastruktuur verval, daar is nie elektrisiteit nie, daar is nie water nie, daar is gate in die paaie. Die hele land word van A tot Z besteel, al die staatsbeheerde maatskappye is allemaal besteel en hulle is nou besig om die staatsdiens pensioenfonds te besteel. Willem Petzer het nou onlangs 'n video daarvan gemaak en dit is regtig ongelooflik, die miljarde rande wat uit die staatsdiens pensioenfonds gesteel word. Nou dis die land wat Max de Pre dan sê, floreer. En dan gaan hy nou aan, ek het so hulle die paragrawe genommer, daar is omtrent so 15 paragrawe, en dan het ek nou die leuns in elke paragraaf geïdentifiseer. En dan begin hy daardeur te sê, ek is 'n blou bloed Afrikaner ten minste wat afkoms betref. Beide my oupas was jong boeresoldate in die Anglo-Boereoorlog en ek is direk verwant aan die president van die ou Transvaalse Republiek, Paul Kruger. Ek is 'n afstammeling van Nederlandse, Franse en Duitse settlers wat in die 17de eeu na die suidpunt van Afrika gebring is. Anders as ander koloniale samelewings in Afrika het my voorouers nooit weggegaan nie. Nou ek verbeel my, Bekkie het ook een keer so iets kwyt geraak, dat ons is eintlik kolonialiste wat nie vertrek het nie. Dis Max leen so bietjie hierso by Bekkie en andere. Maar in die eerste paragraaf, ek het geen idee of hy verwant is aan Paul Kruger nie, in elk geval, ek kan nie sien hoe hy kan wees nie, ek dink nie daar is enige Prees en Kruger se familie, daar is wel Elofs gewees, sy vrou was Elof, maar kom ons laat daardie ene maar verbygaan, en dan kom ons nou by paragraaf 2, en daar het ek sommer 4 leuns geïdentifiseer. Hier sê Max, hulle die hele land beset. Nou dit is 'n leuen, want daar was al die ou stamgebiede wat ons nooit beset het nie, en waarin ons uiteindelik onafhanklikheid verskaf het. En die inheemse inwoners verplaas en onderdruk. Dit is ook twak, ons het hulle nie verplaas en onderdruk nie, ons het hulle opgevoed en gesubsidieer en jy weet, en eintlik baie beter behandel as enige ander westerse volk op aarde. In Australië en Amerika het hulle die sogenaamde inheemse bevolking net voor die voet uitgemoor.
uiteindelik het hulle konsep van wit oppergesag ontwikkel tot 'n formele staatsbeleid apartheid. Die VN het dit as 'n misdaad teen die mensdom geklassifiseer. Nou dit is ook eintlik 'n leuen, want die westerse lande het buitestemming gebly of selfs daar teen gestem dat jy weet so in die vroeë 70er jare dat apartheid nou kastig 'n misdaad teen die mensdom sou gewees het. En wonder is my land sedert die formele einde van apartheid in 1994 'n floreerende demokrasie en oop samelewing. Daar het ons nou in leuen nommer 4. Dit is nie 'n floreerende demokrasie nie. Dit is eintlik 'n mislukte demokrasie, want ek dink om nou te leen by 'n ander linkse Brit, Tony Benn, van die Arbeidersparty, wat op 'n stadium een van die leidende figure van daardie party was. Daar was so 'n klein video op X of iets gewees van hom, waar hy sê, dat as jy nie jou regering by die stembus kan uitstem nie, dan bly jy nie in 'n demokrasie nie. Nou dis 'n feit soos 'n koei, dat ons kan nie die ANC uitstem nie. Hulle steun het al gedaal tot 40%, maar hulle is nog steeds aan bewind. En hulle regeer net soos voorheen, en hulle gaan nou nog, hulle het nou die mees radikale wette ooit gestem, hierdie onteieningswet nommer 1 en die Bella-wet, terwyl hulle 'n minderheid steun by die kiesers geniet. Met ander woorde, dit is glad nie, dit is ook nie 'n oop samelewing nie. Baie van ons, dit het nou 'n klein bietjie verbeter met sosiale media en veral met die Trump-administrasie en natuurlik X van Elon Musk, maar ek is die enigste persoon terloops wat deur die ou regering destyds aangekla is dat ek ongewenste publikasies voortgebring het. Eintlik het ek maar net 'n paar goedjies van Koos Kombuis en 'n paar ander mense gepubliseer, en toe is ek aangekla en beboet met R100 destyds. Maar ek hou my nie as 'n martelaar voor as gevolg daarvan nie, maar ons het destyds, voor 1994, baie meer spraakvryheid gehad as tans. En as 'n mens kyk wat met die menseregte, kyk vir Steve Hofmeyr, ek dink Steve Hofmeyr het een of ander opmerking gemaak oor, jy weet, oor die sogenaamde gay kwessie, en die volgende oomblik is hy beboet of gedreig, en mense word tronk toe gestuur as hulle verkeerde woorde gebruik. Dit het nooit in die ou samelewing gebeur nie, in die ou bestel nie. Nee wat, daar was nie so iets nie. So met ander woorde, ons het nie 'n oop samelewing nie, hier is nie spraakvryheid hier soos in Amerika nie. Goed, maar kom ons beweeg aan. Nou, is die derde paragraaf praat hy nou van sy verbuistering toe Donald Trump en sy eerste maat, die Suid-Afrikaans gebore Elon Musk, verklaar het dat ons Afrikaners 'n bedreigde spesie is, dat ons swart landgenote bedreig is met 'n volksmoord. En dat ons slagoffers van onderdrukking en diskriminasie is en as sodanig spesiale vlugtelingstatus in die Verenigde State gebied het. Juis op die tydstip dat duisende migrante na daardie land afgeweer of gedeporteer word. Die Amerikaanse staatspresident is selfs besig om vlugtelingsentrums in Pretoria voor te berei om hierdie slagoffers te huisves. Nou hierso is ou Max nou maar net so 'n bietjie sarkasties. So ek wil nou nie daar te veel ingaan op sy leuns nie, maar onmiddellik weer met paragraaf 4 sien ons twee lekker liegstories. Hy sê, die kritiek en dreigemente van Trump, sy minister van buitelandse sake, Marco Rubio en Musk, het die meerderheid Suid-Afrikaners woedend gemaak, omdat die beweringe duidelik vals was en as onaanvaarbare bemoeienis met binnelandse sake beskou is. Nou dis twak, die meerderheid inwoners van Suid-Afrika was nie eers bewus hiervan. Dit was nie vir hulle 'n belangrike kwessie nie. Wat traak dit hulle in elk geval? En dan kom dis leen nommer 1. En leen nommer 2 is 'n deel van die wit bevolking, die etniese Afrikaner nasionaliste en separatiste, het egter die Amerikaanse ingryping verwelkom.
wat gelei het tot harde uitruilings met rasseondertone op sosiale en ander media. Ek dink die rasseondertone is deur die linkses geskep, deur Marx en sy trawante. Niemand anders het rasseondertone daaraan gegee nie. En dan praat hy nou, so daar's nou leuns, waar trek ons nou al? 5 en 6. En dan sê hy net vir die rekord, Afrikaners is, hierso in hierdie kort paragraaf, dis een sin, kyk. Een sin met 'n dubbel, net vir die rekord, Afrikaners is vandag oor die algemeen beter daaraan toe as voor 1994, toe hulle politieke mag prysgegee het, materieel, kultureel en in terme van persoonlike vryheid. Nou in daardie een sin is daar presies 3 leuns. Afrikaners is nie vandag oor die algemeen beter daaraan toe nie. Ek weet van mense wat verskriklik swaar kry, wat nie kos het om te eet nie, mense met grade, met doktersgrade en professionele kwalifikasies onder ons mense, wat sukkel, wat honger ly, wat nie hulle water en ligte kan betaal nie, wat, jy weet nie geld vir petrol het, of nuwe bande, of wat ook al nie. So mense kry swaar, tans. Die Reservebank het al my spaargeld gevat. Jy weet, ek het gedink en my geld opgespaar, maar nee wat, die Reservebank het dit sommer net gevat. En nou praat hy van materieel, kultureel en in terme van persoonlike vryheid. Daar's 3 stellings daar. Materieel is ons nie beter daaraan toe nie. Kultureel verseker nie. As ons net dink aan al die kulturele instellings wat eenvoudig net gesneuwel het tot niet gegaan het, die Staatsteater, die streekskunsterade, die klassieke musiek, die theater, dit alles is tot niet. Die biblioteke koop nie meer boeke aan nie. Destyds, jy weet, die uitgewers gefloreer, want hulle het omtrent, as jy Afrikaanse boek gepubliseer het, dan die biblioteke omtrent onmiddellik, sê maar, omtrent 1 tot 2000 van jou boeke net daar gekoop. So jou drukkoste en die produksiekoste en alles is dadelik gedek, jy weet, deur die biblioteke. Dit bestaan nie meer nie. Dan praat hy nou nog verder. Goed, so daar het ons nou wat, dis nou leen 7, 8 en 9 gehad. Dan praat hy nou verder van Suid-Afrika se progressiewe grondwet. Met sy uitgebreide handves van regte is ongeskonde. Die oppergesag van die reg, hoor daai ene, die oppergesag van die reg word gehandhaaf en die regbank is onafhanklik en funksioneer. Ons is 'n werklik oop samelewing met vrye spraak en media waarop baie ander demokrasieë, veral Trump se Amerika, jaloers kan wees. Nou ek het daai, waar trek ons nou? Dis nou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paragraaf 6, ek het dit genoem maar as leuns 10, 11 en 12, want elkeen van daardie stellings is 'n infame leuen. Die regbank is verseker nie onafhanklik nie. Die regbank is gepak met ANC aanstellings. Ek het vertroulik verneem dat al die nuwe regters wat aangestel word, daar word agteraf met hulle onderhoude gevoer om nommer 1 te bepaal of hulle ten gunste is van die grondgrypplan. En as hulle sê, nee, hulle beskou, as hulle iets sê van besitsreg of privaat eiendom behoort beskermd word, dan word hy nie 'n regter nie. Hulle is almal ANC regters. Daai hele grondwethof is gepak met ANC regters. Daar is nie so iets as 'n onafhanklike regbank in Suid-Afrika. As jy as Afrikaner daar kom staan, dan kom jy vinnig tweede oor. So die oppergesag van die reg word nie gehandhaaf nie, dis nie onafhanklik nie, dit funksioneer ook nie. Funksioneer. Hierso in Pretoria, hoor ek, as jy nou 'n saak op die rol probeer kry, dan praat hulle al van 2031,
So waar is ons nou, 2025? So jy moet 6 jaar wag om jou saak op die rol te kry. So maar dis die funksionerende regbank volgens Mal Marx. Hy weet. En dan sê hy, ons is 'n werklike oop samelewing met vrye spraak en wie media, waar baie ander demokrasieë, veral Trump se Amerika, jaloers kan wees. Ek dink hier daar is nog 'n land wat sulke swak media het soos in Suid-Afrika nie. Al hierdie joernaliste hier by ons, 99% van hulle is almal soort van huursoldate vir een of ander saak of een of ander propaganda wat hulle moet uitoefen. Jy weet, hulle een of ander baas van die plaas, van hulle maatskappy, in wie se persoonlike menings of ideologiese agenda hulle moet verkondig. So ons het nie media wat werklik, jy weet, en as jy kyk die twak, jy weet, net die dom, onnoosele stellings wat daar in die media gepubliseer word of kwyt geraak word. En die swak taal, as 'n mens nou praat van Afrikaans, die Afrikaans wat hulle oor die radio praat dikwels. Jy weet, dit is net afgryslik. Iemand, jy weet, hierdie vent, nog 'n linkse agent, wat hy ook al is, Piet Kroukamp. Omtrent elke sin het 'n anglisisme in. Piet Kroukamp, en dan gebruik hy nog sommer Engelse woorde tussenin, die billebak en bombasme en alles. Jy weet, dis die mense wat in die media verskyn in Suid-Afrika. En hier sê Max nou, nee, die Amerikaners kan jaloers daarop wees. Ja nee, kyk, Amerika is 'n groot land hoor, en daar is slim mense in Amerika, en daar word regtig nogal soms insiggewende dinge gepubliseer in Amerika. Ek is nie so 'n groot bewonderaar van Amerika nie, maar ek dink hierso, ek dink nie Amerikaners hoef jaloers te wees op Piet Kroukamp en die halfgeletterdes wat in die koerante of webblaaie in Suid-Afrika skryf nie. Dus, nou het ons nog 3 leuns gehad. Dan gaan hy nou verder en hy sê, hy praat van blankes, so wat 7,3% van die bevolking oorheers steeds die ekonomie en besit ongeveer die helfte van die grond, en die 1 vierkante duim daarvan is van wit eienaars gekonfiskeer nie. Wit werkloosheid staan op 7% met die nasionale syfer op meer as 30%. Die misdaadsyfer in die oorwegend wit voorstede is min in vergelyking met die in die uitgestrekte swart townships. Ja, hierso het Google nou 'n bietjie, hy kon die township woord maar na my smaak ook vertaal het. Maar hier het ons nog 3 leuns. Ons die blankes in Suid-Afrika oorheers nie die ekonomie nie. As jy kyk na die direksies van die groot 4 banke, as jy kyk na al die staatsondernemings natuurlik, hulle is almal onder beheer van swartes. En jy weet, MTN, Vodacom, al hierdie plekke, daar was nie blankes in beheer daarvan nie. En hierdie storie van ons werkloosheid wat so laag is, wie bereken dit? Was daar al ooit 'n opname van werkloosheid onder blankes in Suid-Afrika? Ek dink daar's ontsettend baie mense, veral mense bokant 50, veral jong mense ook. Daar's jong mense met fantastiese kwalifikasies, jong blankes wat nie werk kan kry nie. Ek weet persoonlik van sulke gevalle. So dit is nog, jy weet, deurtrapte leuns wat hy hier kwytraak. Goed, dan kom ons gaan 'n bietjie verder. Ons kom nou daar by die volgende paragraaf. Daar's daar nou nog so 'n sarkastiese paragraaf, of wat mense dit ook al wil noem. Suid-Afrika word regeer deur die regering van nasionale eenheid. En en hy sê, die voormalige leier van die oorwegend Afrikaner Party, die Vryheidsfront plus Pieter Groenewald, is een van verskeie wit lede van Ramaphosa se kabinet. Volksmoord, slagoffers. Nee, daar is nie plaasmoorde in die land nie. Hy verwys nêrens na plaasmoorde nie. Ek dink hy wil daaroor praat nie. Want kyk, maar hy lieg al klaar, so hy sal sommer net sê daar is nie so. Hy is soos Ramaphosa, sy baas.
Jy weet, hy sal sê, daar is nie so iets as 'n plaasmoord nie, man. Wat het jy nou daarvan gehoor? En dan kom hy nou, ja, en nou doen hy so 'n paar erkennings hier in paragraaf 9. Hy sê, ja, daar was nou staatskaping en Jacob Zuma, wat was 'n bietjie korrup en daar was agteruitgang van infrastruktuur en middestede. Sjoe. Daar kry ons 'n bietjie van 'n erkenning dat alles is nie wel in hierdie utopie van die linksliberale propagandiste in ons land nie. Dis mos 'n utopie. Kyk so rondom jou. Gaan besoek die middestad van Johannesburg. Ek dink selfs Ramaphosa het dit tydens sy besoek gevind. Dis nou nie heeltemal, dit lyk nou nie heeltemal soos, ek weet nie, Genève in Switserland of jy weet Zurich of jy weet een of ander Europese stad waar die trams so mooi loop en jy weet, en daar's nie 'n papiertjie op straat nie en niemand daar al ooit in die openbaar gesien, soos die Hollanders sê, wild plassen nie, jy weet, om in die openbaar te doen wat jy gewoonlik in die toilet doen, en dit sien ek gereeld hier so oor, in die stad, in hierdie wonderlike Johannesburg, sien die mense dit baie dikwels. So, daar so is 'n erkenning maaks nou dat alles is nie so wel nie. En dan, maar dan gaan hy nou weer, jy weet, hier van paragraaf 10 af, dan begin hy nou weer lieg. Maar hy sê, maar dit is ons probleme wat al ons burgers beïnvloed. Ons het nie Trump of Musk se hulp nodig nie. Nee, dit is nie eintlik ons probleme nie. Dit is nie ons probleme nie. Dit is probleme wat ek dink doelbewus geskep is. Hier was 'n regimeverandering in 1994 en dit is doelbewus geskep, al hierdie probleme. En dan sê hy, dis leennommer wat 16 en 17. En dan leennommer 17 is, ons het nie Trump of Musk se hulp nodig nie. Kyk, as dit nie vir X was nie, dan sou ons sou baie dinge nie eers geweet het nie, want dit sou heeltemal net soos in 'n voormalige kommunistiese land doodgeswyg gewees het, of jy sou opgesluit gewees het as jy daarvan praat. Daar's dus nou nog 2 lens, en dan begin hy nou praat van waar kom al belangstelling in ons land vandaan? En dan verwys hy nou na hierdie internasionale geregshof saak teen Israel, en dat dit nou Trump die harnas ingejaag het. En dan sê hy, dit was gepas dat dit gedoen word deur 'n nasie wat ontmensliking, gedwonge verwyderings van grond en grove menseregte vergrype oorgekom het. Geskiedenis, glo ek, sal vriendelik wees vir my land op hierdie punt. Ek dink nie die geskiedenis gaan vriendelik wees met sy land nie. Ek dink mense het nog nie eers begin om hierdie huidige bestel ordentlik te kritiseer nie. En dis gaan die geskiedenis baie hardhandig, dink ek, omgaan met die huidige bestel, met sy korrupsie, onbekwaamheid en verval. En ek dink dit was net oor hierdie Israel ding nie. Dit mag so evens 'n rol gespeel het, maar dis ook eintlik 'n leuen dat dit nou net weerwraak van Trump is oor Israel. Ek dink Trump en baie Amerikaners, baie mense met wie ek het kom al van 2006 af tamelik gereeld in Amerika. En ek het ook vriende daar en gaan na konferensies toe en sulke goed. En baie van daardie mense is bewus van wat in Suid-Afrika aangaan. Hulle is bewus van die diskriminasie teen ons, van die onderdrukking van ons taal en kultuur en alles wat daarmee saamhang. So dan gaan ons nou 'n bietjie verder. Nou praat hy van, hy sê nou Trump se woede is hoofsaaklik gerig op die behandeling van Afrikaners vanweë DEI, diversiteit, gelykheid en insluiting. Ja, ek dink Trump is gekant daarteen, maar dit is ook nie net sy woede is nie net veroorsaak daardeur nie. Ek dink dit is een van die faktore
wat dalk 'n rol kan speel om Suid-Afrika internasionaal bietjie onder die vergrootglas te plaas, want ek dink daar's nog 'n land waar daar sulke intense diskriminasie teenoor 'n minderheidsgroep bestaan soos in ons land nie. En dan gaan hy nou weer verder. Dan sê ons is 'n seën en vervloek omdat sy geskiedenis, dis nou die land se geskiedenis en demografie, die groot temas van menslike ervaring weerspieël. Geseënd omdat die kruiheid en wreedheid van rasse-apartheid soveel mense reg oor die wêreld aanstoot gegee het. Nou, jy weet, al daai goed, ons sal nog 'n bietjie daarop ingaan, maar dit was alles georkestreer en die Swede het daarvoor betaal en die Kanadese het ook propaganda geskep en selfs die Oost-Europeërs. Dit het nie per ongeluk gebeur nie, dat ons nou so vir 'n tydjie bietjie die muishond van die wêreld was nie. En die boodskap is dat die vermeende lot van Afrikaners in Suid-Afrika die van wit konservatiewes in die VSA sal wees tensy iets gedoen word. Nou ek dink dis die waarheid. Ek dink die hele wêreld daar is 'n demografiese krisis in die weste en ek dink soos Martin Bosma van die PVV al gesê het, Suid-Afrika, weet ons is 'n minderheid in eie land, 'n magtelose minderheid in eie land. En dit gaan met almal gebeur, almal in die weste, as al hierdie immigrasie en toestroming van mense uit die derde wêreld toegelaat word om sy gang te gaan. Dis die waarheid. Dis nie, jy weet, vir Max de Pre tel dit nou nie, maar dit is nog een van sy leuns. En dan lieg hy nou verder. Hy sê, hy kry die gevoel dat mede-Afrikaners verboureerd is oor die aanbod van vlugtelingstatus. Ek dink die oorweldigende reaksie is, dankie dat jy gevra het, maar nee dankie. Ons het ons stam na die Afrika-kontinent vernoem. En hy sê, ons beskou onsself as bleekvellige Afrikane. Nou, ek dink nie, ons beskou onsself as bleekvellig. Kyk, ou Max het mos so een van sy geskrifte, dink ek, het die Engelse titel gehad, Pale Native, of bleek Afrikaan, of iets. Nou, hy romantiseer oor sulke goed. As linkse, as Afrikaner hater, as boere hater, as iemand wat eintlik volksmoord ondersteun, en die uitwissing van al die verregse Afrikaners, jy weet, sodat daar net so 'n paar linkse soos hy kan oorbly. Ja, dit is nog 'n leen. Ons sien onsself, ek het al die term Eurokaner gebruik. Ons is bewus van ons band met Europa en met die westerse beskawing en gelukkig erken die Amerikaners en die Trump-administrasie dit nou vir die eerste keer in dekades. Ons het gelei, ons het geveg vir die weste in 2 wêreldoorloë in Korea en oral en teen die kommunisme, daar in die grensoorloë en alles. Ons is deel van die weste. Ons is 'n pilaar van die weste. Selfs toe ek daar 2 keer by PV Botha gaan kuier daar so in die wildernis daar George, het hy my vertel dat die Franse, Charles de Gaulle, hy het nie so gevoel. Hy het gesê, julle moet nooit Suid-Afrika los nie. Daai mense daar, daai Afrikaners, hulle is baie belangrik vir die weste. En ons is baie belangrik vir die weste. Dus, ons sien onsself nie net as sulke, jy weet, Afrikane met 'n ander velkleur nie. Ja, dan lieg hy nou heel aan die einde, leens 27 en 28, in die laaste 2 paragrawe sê hy nou, die Trump-administrasie se dreigende sanksies teen ons land gaan seermaak. Nou, dit mag so wees. Maar dan, leen nommer 1, die beste onder ons Afrikaners en ander wit Suid-Afrikaners sluit aan by die sameroeping teen hierdie buitelandse inmenging om ons hele samelewing aan te wakker en om vir onsself in die wêreld te wys dat ons 'n harmonieuse en suksesvolle land kan wees. Donald Trump en Elon Musk praat nie namens ons nie. Nou daar's 2 krasse leuns daar. Ek dink
die oorgrote meerderheid Afrikaners is bly daaroor dat die Amerikaanse regering raak gesien het watter onreg en geweld daar teen ons gepleeg word. En die meeste van ons mense is verheug daaroor. So hulle is nie besig om teen Amerika, jy weet, allerlei beledigings kwyt te raak, soos wat die linkses in ons land besig is om te doen nie. En dan Donald Trump en Elon Musk praat nie namens ons nie. Ek dink, ek het selfs in my brief van Donald Trump, wat ek het dit al Withuis toe gestuur en ek het dit gaan oorhandig by die ambassade tydens daai betoging 'n week gelede. Ja, het ek dit gestel, dat ons waardeer dit, dat Donald Trump ons raak sien, dat hy ons as 'n volk erken het. Ek het selfs gesê, dit vergelyk met die Balfour Deklarasie oor die Jode in Israel. Dus, daarso is Max de Pre ook heeltemal van die koers af. En hy vertel, en hy lieg eintlik vir daar in die ou Guardian vir die ou klomp Britte daar. Maar die Guardian het 'n groot internasionale leserstaal ook onder liberale en linkses. Dus is hy ook daar besig om onwaarhede te verkondig. Nou ja, ek het 28 leuns getel in Max de Pre se artikel. En ek het gevoel dit moet 'n bietjie uitgewys word. Dat ons is eintlik moeg vir al hierdie hierdie linkse klisjées en die manier waarop hulle net so of die ideologiese oorheersing wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, gedurig deur bestendig en enige kritiek wat daar teen die huidige bestel geopper word, skadeloos probeer stel. Nou ja, as jy tot hier gekyk het, baie dankie, en moenie vergeet om my kanaal in te teken nie, en dan volgende keer maak ons weer so, en kyk gerus die film, Afrika Adieu, en koop Hart van Duisternis.